Here, dis hoekom ons by mekaar is vanoggend. Here, want U het ons onbeskryflik lief en ons verstaan dit nie. Ons verstaan nie, hoekom het U ons lief nie, Here, want as ons na onsself kyk, na ons eie lewens kyk, as ons kyk na die wêreld waarin ons leef, die dinge wat leiers van lande doen, oorlog, hongersnood, Here, die eenvoudigste goed, hoe mense met hulle diere omgaan, of hoe ons met die aarde omgaan. Here, as ons al hierdie goed sien, wat ons doen aan die plan vir die wêreld, en wat mense doen vir hulle self, ten koste van ander, Here, dan wonder ons, hoe kan U ons aanhou lief hê? Maar dis die grootheid van ons God. Die liefde vir ons verander nie. En daarvoor kom loof ons U, kom prys ons U, kom sit ons by U voete en vra Hemelse Papa. Here, in daai woorde, as ons sê Papa, is vir baie mense 'n vloekwoord. Vir mense wat nie 'n goeie pa gehad het, wat daai ervaring nie het nie. Here, maar U is 'n volmaakte pa. Die pa wat paas behoort te wees. Wat altyd lief het, wat altyd vergewe, wat altyd daar is. Wat nooit teruggaan op sy woord nie. Here, dis die God voor wie ons kom sit. By wie se voete ons kom sit en ons wil kom sê, Almagtige God, Papa, praat met ons luister. Amen. So ek wil vir die wat tydens die worship by ons aangesluit het ook sê welkom, en vir die wat via video by ons aansluit ook baie welkom. Wat 'n voorreg om vanoggend by mekaar te wees. Vanoggend se tema is rekeninge en skuld. En ek wil begin, voor ek begin met die begin van die preek, wil ek begin by waar is hierdie preek gebore. En ek vra toestemming sommer nou om die storie te gebruik, en ek gaan name uithaal en so. Maar ek wil vir julle vertel van 'n life-changing besoek wat ek die afgelope week gehad het. Ek is geroep om 'n tannie te gaan besoek wat in die bed lê en wat hardhorend is en wat 93 is. Nou om jou perspektief te gee op 93. Sy is gebore in 1933. Sy het die Tweede Wêreldoorlog gesien. Sy het gesien hoe karre met houtwiele, karre met gewone wiele word. Sy het gesien hoe telefoon gebore is en TV gebore is en elektrisiteit gebore is en teerpaaie gekom het. En so kan ons aangaan. Sy het gegaan van 'n draaitelefoon tot 'n telefoon wat langs haar bed lê. Waar sy nie vir iemand moet sê nommer asseblief nie. Om met so iemand te sit is al klaar 'n massiewe voorreg. Daar's soveel wat jy by hulle kan leer. Maar ek sit by die tannie en sy sê vir my 2 goed. Sy sê ek is bang vir die donker. En sy sê vir my, ek was stout gewees in my lewe. Ek weet nie. En dis die agtergrond van vanoggend se boodskap. En ek wil begin met so 'n ou storieetjie wat al baie keer oor en oor vertel is en nou juis in 'n weergawe van bestaan, maar imagine jou 'n Bill Gates tipe of 'n Kim Kardashian tipe, nie dat hulle saam nie, maar hulle het hulle eie vliegtye. Maar veronderstel iemand soos Charlize Theron of wie ook al is op 'n lughawe en hulle kom en hulle is daar by die toonbank en hulle sê, right, ek is hier vir my besigheidsklaskaartjie, boek my in, ek wil eerste deur hierdie ry gaan, ek is groot, ek is belangrik. En hierdie dametjie agter die toonbank sê, ekskuus, ek is jammer, die vlug is vol, die besigheidsklas was oorgeboek gewees, so jy gaan ongelukkig in ekonomiese klas sit, en nie sommer net enige plek nie, daar heel agter by die toilet. En dan haak hierdie persoon af, en hierdie persoon sê, maar weet jy wie ek is? En dan gaan die dame op die intercom van die hele lughawe en sy sê, is daar enige iemand wat hierdie persoon ken? Want sy weet nie wie sy is nie. Ek wil vir jou 'n stukkie lees uit die Bybel uit, en ons is tans besig met 'n reeks wat 'n hele jaar lank aanhou, en elke Sondag anders is, want ons lees die Bybel deur, of die Nuwe Testament, nie die hele Bybel nie, ons lees die Nuwe Testament deur in 'n jaar. God het in sy wysheid gemaak dat daar presies soveel weksdae in 'n jaar is as wat daar hoofstukke is in die Nuwe Testament. So elke weksdag
lees ons 'n hoofstuk, dis op die kalender aangedui. Ek doen 'n dagstukkie daaruit, uit ergens iets wat in die hoofstuk gebeur. Ek preek die Sondag oor daai hoofstukke. En as jy saam met ons dit wil doen, val sommer in waar ons is. Dis op die blaadjie wat jy ontvang het by die deure, op die voorblad is daar die hoofstukke wat ons hierdie week ook lees, as jy nie 'n kalender het nie. Maar voor ons die woord van God oopmaak, verklaar ons wat die woord van God is, dat dit 'n lamp is vir my voet en 'n lig vir my pad. Verklaar ons wat God se woord sê oor ons, en hierdie verklaring kan jy daar agter op die boekrak kry. Dis gratis, daar's een wat jy voor in jou Bybel kan plak, daar's 'n boekmerk weergawe, jy kan albei vat as jy wil. En ons verklaar nou dat hierdie is my Bybel. Dis die onfeilbare woord van God. Wanneer ek daaruit preek, is dit nie ek wat praat nie, dis God. Dis die swaard van sy Heilige Gees. Dis deur God geïnspireer om my te onderrig, om my verkeerdhede te weerlê en om my reg te wys, om by my 'n regte leefstyl te kweek. Hierdie woord gebruik God om my as sy kind voor te berei vir my roeping op aarde. Dis nie net dominees wat roepings het nie. Elke een van ons het waar ons leef en werk 'n roeping om God se lig te wees. En daarom is hierdie God se woord om my ten volle toe te rus vir elke goeie ding wat hy wil hê ek vir hom moet doen. Want dit wat ek doen ek nie vir myself nie, ek doen dit vir God. So, wanneer ek hierdie woord lees, is ek oop en ontvanklik. Ek kom nie na die Here toe met agendas nie. Ek wil die Here se agenda hoor vir my lewe, en daarom is ek bereid om my leefstyl aan te pas by wat God leer, eerder as om by die wêreld aan te pas. Spreek God, ek luister. So blaai saam met my na Lukas 5 vers 17, toe as jy jou Bybel saamgebring het, Lukas 5 vers 17 tot 26, redelike lang gedeelte, ek gaan so 'n bietjie vinnig lees. As ek oor my woorde val, vergewe my. Ek wil julle nie langer as 'n uur hier hou nie. Die opskrif is Jesus genees 'n verlamde man. Terwyl Jesus besig was om mense te leer, het Fariseërs en leermeesters van Moses daar naby gesit. Hulle het gekom uit elke dorp van Galilea en Judea, ook so ver as Jerusalem. En die Here se genesende krag was sterk in Jesus aan die werk. 'n Paar mans het daar aangekom terwyl hulle 'n verlamde man op 'n slaapmat dra. Hulle het deur die skare probeer dring om by Jesus te kom, maar hulle kon nie daarin slaag nie. Hulle het dus op die dak geklim, 'n paar teëls losgemaak en die verlamde man deur die opening laat sak. Tussen die mense tot reg voor Jesus. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir hierdie man, let op hierdie woorde. Die man is verlam. Jesus sê nie 'n woord oor sy lamheid. Hy sê, mens, jou sondes is vergewe. Jesus kies sy woorde as prins, want hy het geweet, dit gaan die godsdienstleiers van sy tyd ontstel. En daarom gebeur die volgende. Wie dink hierdie man is hy? Soos hy tannie op die lughawe, né? Wie dink jy is jy? Het die skrifkenners en fariseërs vir mekaar gevra, dit is godslasterlik, niemand kan sê, wie behalwe God kan sondes vergewe? Jesus het geweet wat hulle dink, en hy vra toe vir hulle, wat redeneer julle so by julleself? Wat is makliker as om te sê, jou sondes is vergewe, of staan op en loop? Ek sal vir julle bewys dat ek die seun van die mens die mag het om op aarde sondes te vergewe. Jesus draai toe na die verlamde man toe en hy sê, ek sê vir jou, staan op, vat jou slaapmat en gaan huis toe. En dadelik, terwyl almal nog toekyk, het die man opgespring, sy slaapmat opgetel en huis toe gegaan en God geprys. Almal was aangegryp en met groot verwondering en eerbiedige vrees. Hulle het God geprys en oor gesê, ons het vandag verstommende dinge gesien. Wat ek wil hê jy moet raak sien in hierdie teks, is wie Jesus is en wat se autoriteit hy het. As jy droog maak, ek en jy op aarde, sê nou jy maak ordentlik droog, jy raak kwaad en jy vermoor iemand. Dan kan die president van 'n land kan sê, maar ek vergewe jou, presidential pardon. Jy hoef nie te betaal vir daai fout wat jy gemaak het. Maar dis 'n aardse ding. Dit hou vir 'n oomblik. Wanneer ek en jy gaan uit eet, sê net gou vir my, dit gebeur nie baie nie, maar dit gebeur met party mense en is amazing as dit gebeur. Wie van julle het al die ervaring gehad dat jy gaan sit op 'n plek
en jy eet en as jy klaar geëet is, dan sê hulle vir jou die rekening is betaal. Ek het al daai ervaring gehad. Miskien gebeur dit net met dominees, maar is amazing wanneer dit gebeur. En maar die probleem met dit, dis amazing, maak nie 'n fout nie, en dis nie 'n skimp nie, asseblief. Ek skimp nie, kan my eie rekeninge betaal. Die Here is goed vir my en hy sorg vir my. Maar die probleem met daai rekening is, aandete as ek weer honger, dan kos daai bord kos weer geld. En die volgende bord kos, en die volgende bord kos, en die volgende bord kos. Die rekening hou nooit op nie. Hy moet oor en oor betaal word. En hier kom iemand, Jesus, en hy daag op en hy sê, ek het die autoriteit om sonde te vergewe. Dis wie ek is. Ek het die autoriteit om nie aardse rekeninge af te skryf nie, maar hemelse rekeninge af te skryf. Dis wie ek is. Ek is die seun van God. Deur my het die hele skepping tot stand gekom. Dis wie ek is. Dis wat Jesus sê hy doen. Dis die autoriteit wat jy het. Daar's plekke in die evangelies waar 'n Romeinse soldaat na Jesus toe kom en dan sê hy, ek is die bevelvoerder oor soveel mense, en as ek vir hierdie ou sê gaan, dan gaan hy, as ek vir hierdie ou sê kom, dan kom hy. En dan hy sê, ek weet wat dit is om autoriteit te hê, en hy sien dit in Jesus, maar sien daai Romeinse generaal of wat ook al, het al hierdie klere aan, en al hierdie vere en whatever, almal weet as hy loop, hy's 'n generaal, hy's 'n baas, jy moet pas op. Jesus is hierdie nederige mens, met hierdie uitgewaste opklere, en stikkende skoene, want hy slaap in die veld en hy loop elke dag maar Jesus het hierdie presence gehad, hierdie teenwoordigheid gehad. 'n Teenwoordigheid van autoriteit wat gevorm was deur sy woorde en deur sy dade. Wanneer hy praat, het mense gesê, ons het dit nog nooit gehoor nie. Jesus is 12, hy's in die tempel en hy maak die ou manne stil. Jesus praat en hy maak die skrifgeleerdes, ouens wat hulle werk is om die Bybel te bestudeer. Hy maak hulle stil. En Jesus was nie by een of ander teologiese fakulteit en het onder een of ander man gaan studeer nie. Jesus het dit in hom, dis wie hy is. Hy is die woord en daarom ken hy die woord. Sy woorde is God se woorde. Daarom sê hy wat God sê, soos God dit sou gesê het, maar meer is dit, hy doen wat God kan doen. Ongeneeslike siektes maak hy gesond. Hy laat mense uit die dood opstaan, hy maak vir mense meer kos. En ons lees al hierdie goed, hoofstuk vir hoofstuk. Die amazing Jesus wat geleef het op aarde. Die krag van God wat in hom was, van 'n vrou wat sy soem aanraak, en sy word genees van iets wat haar jare lank gepla het. En ek weet daar's hoeveel liedere geskryf oor daai oomblik, in portrette geverf oor daai oomblik. Van mense wat sê, ek wens ek kon net aan Jesus se soem raak. Dis die Jesus wat ek en jy aanbid, dis die autoriteit wat hy het. Hy's nie net bloot 'n mens wat geleef het en gesterf het en geslaan is en gebloei het nie. As dit ek en jy was dit net nog iemand wat dood is. Hierdie is nie net nog iemand wat dood is of geleef het nie. Jesus het autoriteit en hy wys dit. En ek en jy kan nou kom en die vraag vra, maar was hierdie man verlam as gevolg van sy sonde? Dis nie die vraag wat die teks wil vra nie, en is ook nie die vraag wat die teks wil antwoord nie. Wanneer Jesus vir die man sê, jou sondes is vergewe, dan beteken dit nie, dis hoekom jy daar lê nie. Almal van ons het sonde. Soos nou in Lukas, een van die dae, kom ons by Romeine. In Romeine hoofstuk 1, 2, 3, sê Paulus dit oor en oor. Almal het gesondig. Almal val kort van die heerlikheid van God. Almal het God se vergifnis nodig. So dis al wat Jesus vir hierdie man sê, ek sien jy het God se verlossing nodig. Nie net van hierdie aardse toestand nie. Jy's lam, dit is bad, jy kan nie loop nie. Maar daar's 'n erger ding wat Jesus in sy lewe gesien het. Hy het nog nie noodwendig vir God ontmoet nie. Sy sondes is nog nie vergewe nie. En Jesus kom en hy sê, ek gaan eers sorg vir jou geestelike goed, voor ons kyk na hierdie tydelike probleempie van jy wat nie kan loop nie.
Nou vir my en vir jou is dit 'n bietjie 'n groter probleem, as iemand wat jy lief het, siek is of in die hospitaal is, en hulle is verlam of wat ook al, dan is dit vir ons 'n groot probleem. Vir die Here is dit net nog 'n dag. En hy kies wie hy laat loop of nie laat loop nie. Ensovoorts, en dit binne sy wysheid, en ek verstaan nie hoe hy daai keuses maak nie. Dis nie die punt nie. Die punt hier vandag is dat hy die autoriteit het om te kan. En dis die God wat ek en jy aanbid. En jy moet dit verstaan. Ek kan nie aangaan met die tweede helfte van hierdie boodskap as jy nie verstaan wie Jesus is nie. Want oor en oor in die evangelies, dan vra Jesus vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En dan kom hulle en sê, die een sê jy is Elia, die ander een sê jy is die reinkarnasie van Moses, en die ander een sê jy is dit, en die ander een sê jy is dat. En dan kom Jesus, en dan sê hy vir hulle, wie sê julle is ek? Met ander woorde, dit maak nie saak wat die mense sê nie. Dit maak nie saak wat mense sê, dit maak nie eers saak wie ek sê Jesus is nie. Wat saak maak vir jou is, wie sê jy is Jesus? Nie 'n algemene stelling nie, wie is hy vir jou? Jy kan sê Jesus is die seun van God, dis 'n algemene stelling. En dis wat Paulus hulle doen, en Petrus hulle doen, en die disippels doen, hulle kom en hulle sê oor en oor, maar ons sê, U is die Messias, die seun van die lewende God. Dis 'n geloofstelling. Maar Jesus is daar, hulle kan hom sien, hulle kan met hom in 'n verhouding leef. Ek en jy kan nie net sê, Jesus is die seun van God nie, ons moet sê, Jesus is my verlosser. God is my Vader. Dis wie hy is, hy is die een wat my verlos het, en wat vir my sorg, en wat my dra. Hy is die een na wie ek opkyk, hy is die een van wie ek afhanklik is, sy autoriteit is die autoriteit oor my lewe, sy woord bepaal die manier wat ek saam sit of opstaan, die besluite wat ek neem. God het autoriteit oor my lewe. Ek het dit aanvaar. Dis wat jy moet hoor en sien, en die regte reaksie op hierdie teks, waar Jesus vir hierdie mense sê, ek sê vir jou, ek het die autoriteit. En dis nie 'n geval van wie dink jy is jy nie. Jesus het geweet wie hy was. Hy het nie 'n balkie gedra wat dit gesê het nie. Hy het nie papiere teen 'n muur geplak om dit te sê nie. Hy het nie iemand, die Romeinse keiser, in daai tyd, het partykeer is op vreemde plekke gekom, het mense om hulle geloop met vlae en allerlei banners en goeders wat gesê het, wie is dit wat hier loop? Sodat almal net weet, hierdie is 'n belangrike man. Nee, Jesus het nie mense gehad wat om hom geloop het en vlagdraers was en sy naam gedra het nie. Jesus se naam het hom vooruit gegaan. Sy autoriteit het hom vooruit gegaan. Mense het hom gaan soek. Mense het na hom toe gestroom uit al die dorpe. Selfs die mense wat nie van hom gehou het nie, het na hom toe gestroom om hom te probeer uitvang en te probeer vasvra en hulle autoriteit bo Jesus se autoriteit te plaas. En almal van hulle het gevuil voor 'n man met een stel klere en een stel skoene wat in nederigheid geleef het, maar met die autoriteit van God, want hy was God. Maar, nou wil ek vir jou vra om saam met my te blaai na die Ou Testament. Jesaja 53. Nou, Jesaja is net voor Jeremia. Jesaja 53 is 'n profesie oor Jesus se lewe. Wat Jesus gaan wees en wat hy gaan doen en wat hy gaan beteken. En ek wil dit hê, jy moet dit saam met my lees, as jy in Jesaja 53 tot daar kan blaai, as jy daar is, anders kan jy maar net luister. Jesaja 53 vers 1, wie het ons boodskap geglo? Aan wie het die Here sy reddende mag openbaar? Sy dienaar, my dienaar, sê die Here, my dienaar Jesus, het gegroei soos 'n loot. Aan die ander woorde, Jesus was klein, soos 'n babietjie gebore. Soos 'n loot in die teenwoordigheid van die Here sy Vader, soos 'n plant wat groei in droë grond. Hy was nie mooi nie, hy was nie koninklik nie, sodat ons hom sou aantrek, of met 'n voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag, hy was verwerp deur mense, iemand wat leed en pyn geken het. Hy was soos iemand vir wie mense hulle gesig wegdraai. Hier daai boemelaar wat stink, wat jy by verbyloop, hy was so. Ons het hom nie geag nie, tog was dit ons swakhede wat hy gedra het. Hy het ons pyn verduur. Ons het aan hom gedink, as dat God hom slaan, God kastei hom, God tuister hom. Hy is geslaan, hy is gepynig, terwille van ons sondes.
Vat gou daai woordjie weg. Ons. Maak dit 2 lettertjies. My sondes. Hy is gestraf sodat ons in vrede kan leef. Hy is geslaan sodat ek in vrede kan leef. Hy is geslaan sodat ek gesond kan word. Almal van ons, ek ook, het weggedwaal soos 'n skaap. Ek het my eie pad gevolg, jy het jou eie pad gevolg. En toe het die Here my en jou skuld en sondes op hom laat neerkom. Dis Jesus. Nou ek het hierdie beeld al baie gebruik en ek gaan hom oor en oor gebruik, maar want is die beste manier vir my en vir jou om te verstaan. Oom Ken, ekskuus dat ek op oom se knoppie druk, ek sal dit nooit met 'n vrou doen nie, maar ek gaan dit met oom doen. Hoe oud is oom nou? 75. My kinders sou gesê het 'n 3/4 eeu. Sien, hulle maak dit erger. Jy weet, toe ek 50 word, toe sê hulle pa's 'n halwe eeu. So oom is 'n 3/4 eeu. Nou, oom Ken, 75, né? Is 'n nommer. Geseënd sê die Bybel. Nou veronderstel oom Ken, van die dag wat hy gebore is, hy's 'n baie nice mens. Oom Ken is genuine 'n nice mens. Van die dag wat hy gebore is, doen hy net 3 sondes op 'n dag. Nou gee my vrou, hoe kan 'n babietjie sonde doen? Baie maklik, hulle laat hulle ouers struikel. Babas veroorsaak sonde by ouers. So hulle begin van dag 1 af, daai eerste skree, daai eerste poefdoek wat maak dat jy in tale spreek wat nie in woordeboeke is nie. Jou kinders veroorsaak dit, hulle forceer jou tot sonde. So kinders kan ook sonde doen. So sê nou jy doen dit net 3 keer 'n dag en sorry, babas dit baie meer opgooi en doeke as 3 'n dag. En wakker word in die nag. So sê nou jy doen 3 sondes 'n dag. En as 365 dae 'n jaar, so kom ons rond dit af. Daar's party dae wat jy nice is en jy doen nie heeltemal 3 nie, so kom ons sê jy doen 1000 sondes 'n jaar. Oom Ken, kan hom my wiskunde doen? 75 maal 1000 is 75.000. Dis teen 3 sondes 'n dag. As iemand jou R75.000 skuld, gaan jy vir hom sê, hoorie, aardse goed. Daar's nie 'n manier. Jy gaan vir hom sê, Boeta, is tyd, kom, by the piper, Shia Taf. Nee? Teen 3 sondes 'n dag, is jou rekening R75.000. Wie kan dit wegvat? Wie kan maak dat jy nie hoef bang te wees vir die donker? Wie kan maak dat jy nie hoef te sê, ek was stout in my lewe nie? Ek wil jou vra, jy hoef niemand te sê nie, die Here weet klaar die antwoord van hierdie vraag. Sê dit net in jou kop, want dalk is jy die enigste een wat die antwoord op hierdie vraag ken, jy en Here. Wat is die grootste sonde wat agter jou lê? Die een enkele grootste sonde wat agter jou lê? Daai een wat jou laat wakker lê. Here kom. En hy wil vir jou sê wat ek vir daai tannie kon sê en hy wou dit uit my daai dag toe ek haar gaan besoek was die dag toe ek hierdie teks moes lees. Ons het in die middel van laas jaar besluit, of die Here my gelei om hierdie Bybel te begin in Matteus, 1 hoofstuk op 'n slag op die 1 Desember. En toe het hy al geweet dat in hierdie week op daai dag sal ek daai tannie besoek en moet ek daai teks lees voor ek haar gaan besoek, want God gaan daai teks gebruik sodat ek vir haar kan vertel dat God het die autoriteit om haar sondes te vergewe. Is dit nie amazing God wat ons aanbid? Wie kan jou donker lig gee? Wie kan jou rekening betaal? Oom Ken het nie 75.000 sondes nie. Hy het dalk die sondes wat hy het vandat hy die laaste keer gebid het, dalk. Want ek ken hom Ken. En hom ken die Here beter as wat hy vir my ken. Dit weet ek. Dis hoekom die Here sy lewe gered het met 'n hartaanval. Jesus het gesterf. Die rekening teen hom Ken se naam betaal.
Jesus skree aan die kruis, tetelestai, dit is volbring. Selfe woord wat hulle gebruik word wat in die besigheidswêreld gebruik is vir die rekening is betaal. Ten volle betaal. Geen uitstaande skuld. Jou rekening. Jesus het dit betaal. Maar ek en jy sien, en dis wat ek vir daai tannie moes sê, en dis wat die Here vir my gesê het, ek vanoggend vir jou moet sê. Jy moet dit aanvaar. Jesus kom na jou toe en Franco, jy koffie gehad? Sorry Franco, jy het 'n peppermentjie nodig, né? Jy het 'n peppermentjie nodig, jou asem, jou vrou wil nou vir jou soentjie gee. Dit gaan nie werk nie. Gaan dit enige iets aan sy asem doen, as hy hom in sy hand hou? As hy hierdie in sy hand hou, gaan sy vrou vir hom sê, jene jou hand ruik lekker, kom ek soen jou op jou mond. So Jesus kom en hy sê vir my en vir jou, hier's vergifnis. En daai tannie het dit geweet, maar sy het dit nie gevat nie. Sy het dit nie gevat nie. Elke keer wanneer die duiwel kom en my en jou herinner aan daai dag op hoërskool of daai dag op varsity toe jy dit en dit en dat gedoen het, of daai dag in jou huwelik, of daai dag so, of daai dag toe jy met jou kind, of daai dag toe jy met jou pa, of daai dag in besigheid, of daai dag met SARS. Die duiwel kom en hy doen al daai goed en hy herinner, en elke keer dan kom ons en tel ons weer daai sondes op, en Jesus sê, dit is nie meer daar om op te tel nie, al wat daar is om op te tel is skuldgevoelens. Die rekening is betaal, maar God kan nie jou geheue uitvee nie. En die duiwel speel daarom met jou. En hy kom oor en hy vertel vir jou, jy's sleg, jy's nie goed genoeg nie, jy's 'n sondaar, voor God is jy vuil. Dis leuns. Jy's heilig, jy's skoon gewas deur die bloed, jou rekening is betaal. Sê dit vir die duiwel. Soos ek dit vir daai tannie gesê het, toe Jesus daar in die woestyn versoek is, toe het hy vir die duiwel gesê, dis wat God sê, dis wat God sê, dis wat God sê, en toe die duiwel nie wil hoor nie, toe sê hy vir hom, voetsek van my af. Jy het geen reg in my lewe nie, God in my is groter as jy wat vir my aankla. Gaan kla iemand anders aan. Jesus sê, my sondes vergewe, ek het nie nodig om bang te wees vir die donker nie, want ek het God se lig in my, en geen donker, nie al die donker op aarde kan my liggie doodmaak nie. My rekening is betaal, jou rekening is betaal. Die skuld teen jou is afgeskryf. Imagine jy kom en jy maande van die maand begin jou aftrekorders afgaan en skielik kom al die aftrekorders terug. Nie omdat hulle nie betaal is nie, maar omdat die rekening betaal is wat die aftrekorders moes op afgegaan het. Jou huis afbetaal, jou kar klaar betaal, versekering jy hoef nie meer te betaal nie, dis betaal tot die einde van jou lewe. Medies, jy hoef nie meer te betaal nie, dis tot, wie van julle sal dit sal 'n lekker dag wees? Dit sal 'n amazing dag wees. Dit sal 'n great dag wees. Checkers, jy kan net kom haal. Sorry, is betaal. Nee, spaar, kom haal. Drink koffie, eet 'n dingetjie, alles is betaal. Imagine dit. Dis als aardse goed. Jesus kom en hy sê, wanneer jy in die hemel kom, wanneer ek en jy die tydelike vir ewige oorlos of verlaat, hierdie ophou bestaan op hierdie aarde, of Jesus my kom haal, hoe dit ook al gaan gebeur, dan hoef ek nie voor God te staan en te sê, blikemmer, ek het my checkerskaart vergeet nie. Blikemmer, ek weet nie of daar genoeg geld is op hierdie kaart nie. Wie van julle het al daai gevoel gehad, as jy by checkers betaal en jy dink, blikemmer. Dan sê hy declined. Dan sê hy, nee, dis die verkeerde kaart. Was nie 'n verkeerde kaart nie. Was net een. En dis Jesus. Volledig vergewe. Totaal betaal. Geen rekening oor nie. Geen skuld nie. Niks. En jy spel dit met die 6de letter van die alfabet. Niks. Geen sonde. Staan agter jou naam. As jy dit vat, het jy nou al daai peppermentjie begin suig.
Mooi. Okay. Jou vrou gaan jou punte gee. Vat dit. Glo dit. Nie want ek sê dit nie, want Jesus sê dit en hy het die autoriteit om dit nie net te sê nie, maar dit te doen. En hy het dit gedoen. Klaar. Romeine 5 vers 8. Hierin weet ek dat God my lief het, dat hy my aanvaar het toe ek nog 'n sondaar was. Jy hoef nie eers 'n perfekte lewe te leef of te probeer leef en dan voor die Here te staan en sê, Here asseblief, ek het my beste probeer vir die afgelope week, ek is nou skoon, ek het so lank nie gedrink nie, die Here het nie 'n probleem met drink nie, so by the way, hy sê moet net nie dronk word nie, maar ek het so lank nie gedit nie, en ek het so lank nie gevloek nie, en ek het nie geskinder nie, en ek het gedoen wat my man gevra het, en ek was goeie ma vir my kinders, en ek was goeie pa, en ek was goeie, Here asseblief, is ek aanvaarbaar? Die Here sê, sorry, nee, gaan weg. Want die skuldrekening teen jou het niks te doen met enige van daai goed. Jy's gebore met 'n ingebore neiging tot sonde. Daarom sing ons liedjies soos verbode vrugte is vreeslik lekker. Nee, gesteelde vrugte of wat sê ons? Kan nie onthou. Die Here kom vanoggend en hy staan voor jou en hy sê ek het die autoriteit om jou sondes te vergewe. Ek het dit klaar vergewe. Vat dit vir jou. Vat dit en glo dit. Moenie vir die donker bang wees nie. Moenie lewe in vrees dat as jy voor God gaan staan, gaan hy 'n lysie afrol en sê, right, kom ons speel 'n video van die sondes van jou lewe nie. God gaan sê, daar's net een video wat ons gaan speel. Jesus aan 'n kruis. Gesterf vir jou. Maar dis 'n pepermentjie wat jy gaan moet suig. Jy gaan hom moet vat. En dit gaan moet deel word van jou. Dit moet wees wat jy asemhaal, wat jy eet, wat jy drink, wat jy weet as jy in die middel van die nag wakker maak. As ek in die middel van die nag wakker maak en ek sê vir jou as jy nou dood gaan, waar maak jy jou oop, dan moet jy sê in die hemel. En dan moet jy sê hoekom? Dan moet jy nie sê want ek was goed en ek was in Dinamis in die kerk en ek het my Bybel gelees 1 hoofstuk op 'n dag. Al daai goed doen jy om Jesus dankie te sê. As ek vir jou sê hoekom is jy in die hemel, dan sê jy want Jesus is my verlosser. Hy het my rekening betaal. That's it. Dis die kaartjie hemel toe. Jesus. En ons hele lewe, nadat hy dit vir jou gedoen het, nadat jy daai geskenk gevat het, is 'n lewe van dankbaarheid. Ek leef in liefde teenoor God en ek leef in liefde teenoor ander. Want ek is dankbaar vir God wat my vergewe het, wat my rekening betaal het en my skuld afgeskryf het. Dis God se boodskap van bevryding en verlossing vir jou vandag. Vat dit. En wanneer die duiwel by jou kom klop, sê vir hom, dis wat God gesê het, en as jy dit nie wil hoor nie, voets ek. Amen. Kom ons bid saam. Here God, hier nou, in hierdie vertrek, en met hierdie video is daar mense wat luister, wat nog nie hierdie ding gevat het nie. Here, hulle is dalk u kinders, maar hulle voel nog steeds skuldig en ver van u af elke keer as hulle sonde doen. Here, dis goed en is reg dat ons so voel, maar u vergewe as ons vergifnis vra. Ons hoef nie skuldig te voel oor die sondes van ons verlede nie. U het dit gevat, u het dit weggevee, dis klaar, dis betaal, die rekening is betaal, die skuld is afgeskryf. Here, help ons om dit te vat, en elke een hier wat dit nog nie gevat het nie, wat nog nie daai gebed gebid het nie, wil ek vra, Here, dat hulle nou in hierdie oomblik, hulle oë sal toemaak, en agter my sal aanbid, as hulle dit wil doen, as hulle daai vergifnis, daai bevryding soek, en nie wil bang wees vir die donker nie, en as hulle nie wil bang wees om dood te gaan, en weet dat as hulle wakker word, na hulle dood, as hulle oë oopmaak, dan is hulle by God, wat hulle lief het, en hulle vergewe het, mag hulle hierdie gebed bid, en sê, Here, hier is ek, 'n sondaar. Die rekening op my naam is groot, die skuld agter my naam is baie. Meer as 3 sondes 'n dag. Here, vergewe my. Kom was dit weg. Maak my u kind, Here. Here Jesus, wees my verlosser. Ek aanvaar dit nou. Ek het die ewige lewe. Ek het u vergifnis. Ek is u
kind. Mag ek dit nooit vergeet nie. Mag die duiwel my nie laat twyfel nie. Mag my hele lewe 'n offer van dankbaarheid wees. Amen. Here, elke een wat daai gebed bid, of 'n variasie daarvan. Hulle is nou u kind, Here. Vergewe. Die donker kan nie meer pla nie. Die skuldlas op hulle skouers is weg. Die rekening is betaal. Here, nou wil ons een van die maniere van dankbaarheid teenoor u leef, wat u van ons vra in die woord. En dis om u te dien met ons tiendes en ons offergawes. Maar voor ons te doen, wil ons die week wat voor lê, wil ons voor u opdra. Here, daar's mense nou op hierdie oomblik in Dynamis, wat ver reis, wat moet terugkom, hou hulle veilig. Daar's mense wat siek is, wil u genees. Daar's mense wat behoeftig is, wil u ons help om mekaar te help. Daar's mense wat in vrees leef, hartseer leef, wil u heel maak, oormaak. En ontvang nou, Here, in hierdie oomblik ons tekens van dankbaarheid, gehoorsaamheid en afhanklikheid, ons tiendes en ons offergawes. Ons gee dit met kleinmoedigheid, want u is vir ons oneindig goed. Amen. Jy kry nou die geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. God se woord is revelation. Maar jy en ek lewe in 'n wêreld van woorde van condemnation. Woorde wat ons veroordeel. Fluisterings in jou ore, deur die nuus, deur papiere, deur Facebook posts, deur wat ook al, wat vir jou sê jy's nie goed genoeg nie, wat vir jou sê jy moet anders aantrek, of 'n ander kar ry, of 'n ander wat ook al, of gewig verloor, of wie weet wat ook al. Mense wat vir jou, wat goed oor jou spreek. 'n Wêreld wat jou moed wil breek en jou hoop wil steel. In daardie wêreld wil ek God se woord oor jou spreek, wat lewe gee, wat seën. Ek wil oor jou spreek, dat soos jy God se woord lees en leef hierdie week, mag die Here se woord die lamp wees vir jou voete, en die lig vir jou pad. Mag jy daarin ontdek, dat die Here vir jou goed is, en vir jou sal aanhou goed wees, dat hy vir jou sorg en sal aanhou sorg, dat die Here jou raak sien, en nog steeds vir jou lief bly. Dat die Here vir jou sy liefde gee, aanhou, elke dag, dat dit nooit meer of minder is nie, altyd die perfekte, volmaakte hoeveelheid. Die Here is jou goedgesind, en hy sal jou goedgesind wees, en die Here sal vir jou voorspoed gee, anders as wat die wêreld gee. Want die Here verbind om aan jou, want jy is sy kind, en hy is jou Vader, en hy wil jou elke dag seën. Amen.